Goeiemôre. Dit is 'n voorreg om vanmôre weer vir so 'n paar oomblikke saam met jou te mag kom stil word in God se liefdevolle teenwoordigheid. Alle ander godsdienste waarvan ek weet, is daarop gemik om hulle godheid te beïndruk. Jy weet hoe meer jy kan doen, hoe meer jy kan gee, hoe swaarder dit met jou gaan, hoe groter is jou beloning dan by hierdie godheid. Die God wat ons die voorreg het om te mag aanbid, is anders. Jesus sê in Matteus 6 vanaf vers 5 verder: as julle bid, moet julle nie soos skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Mense wat dink dat hulle ander mense en vir God kan beïndruk deur uiterlike godsdienstige dade. Jesus sê hulle het hulle beloning klaar weg. Hulle beloning is dat hulle mense kan beïndruk. Hulle beïndruk nie vir God nie. En verder sê hy in vers 7, wanneer julle bid, moet julle nie soos heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle so baie woorde gebruik. Hierdie passievolle baie woorde wat sommer maar net uitgespreek word. Jesus sê dit beïndruk nie vir God nie. Dit draai nie God se arm om te doen wat jy wil hê hy moet doen nie. Jesus sê nee, moenie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Julle Vader weet wat julle nodig het. Hy ken jou hartsbegeertes. Jy hoef hom nie te beïndruk nie. Wees net wie jy is. Wees jouself. God is nie in die vermaaklikheidsbesigheid nie. Jy hoef hom nie te beïndruk nie. Wees net jouself. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Amen. Gaan wees jouself. Mooi dag vir jou in God se liefdevolle teenwoordigheid.